Herstelde huweliksgetuienis. Ek het vloekwoorde geskree sodat die bure dit kon hoor. Christen, hoe het jou herstelreis begin? Dit het alles jare gelede begin, maar alles het ongeveer 3 jaar gelede baie meer intens geword. Verskeie dinge het in ons lewens gebeur, baie seëninge, maar saam met hierdie seëninge het baie probleme gekom. Die probleme wat my man met sy familie gehad het na vore gekom en hy het heeltemal oorweldig geraak. Ek het nie geweet hoe 'n goddelike vrou behoort op te tree nie, en ek het hom gedurig probeer dwing om iemand te wees wat hy nie was nie. Met al die probleme wat met sy familie ontstaan het dinge tussen ons al moeiliker geword, en hoe meer druk ek op hom geplaas het, hoe erger het dit geword. Met die geboorte van ons seun het dinge net verder versleg. Ons het verskillende sienings gehad oor hoe om hom groot te maak, en dit was toe dat my man my vir die eerste keer gevra het om die huis te verlaat. Dit het nie dadelik na sy geboorte gebeur nie, maar die dag nadat my seun 2 jaar oud geword het. En omdat ek baie trots was, toe hy my vra om uit te trek, het ek woedend vertrek. Met my seentjie op my heup het ek die deur hard toegeslaan en vloekwoorde geskree sodat die bure dit kon hoor. Christen, hoe het God jou situasie verander toe jy hom met jou hele hart begin soek het? Die Here werk al lank aan my. Vandag besef ek dat hy selfs reeds voor my huwelik met hierdie werk begin het. Naarmate die probleme in my huwelik toegeneem het die Here die werk wat hy reeds in my begin het, verder vervolmaak. Nie dat hy klaar is met my nie, want ek weet my herstelreis saam met hom sal nooit eindig totdat ek hom van aangesig tot aangesig ontmoet nie. Maar deur sy liefde en geduld het hy dit wat hy in my begin het, al mooier gemaak. Hy het my geleer om meer geduldig te wees, meer begrip te hê en stil te bly in situasies waar ek vroeër altyd 'n opinie gehad het. Soos ek reeds gedeel het, was 'n sagmoedige en stille gees beslis nie iets wat ek gehad het toe ek gevra is om ons huis te verlaat nie. Christen, watter beginsels uit God se woord of deur ons hulpbronne het die Here jou gedurende hierdie beproewing geleer? Die beginsels van 'n sagmoedige en stille gees, die krag en vryheid wat daarin lê om onderdanig te wees aan alle gesag en om met niemand anders as God te praat oor alles wat in my lewe gebeur nie. Hierdie beginsels is nie maklik om uit te leef nie, en ek erken dat ek nog soms struikel. Maar slegs deur sy groot genade en liefde help die Here my telkens om weer op koers te kom en hom te vertrou om my te verander. Nog 'n uiters belangrike beginsel vir herstel is om jou tiendes na jou stoorkamer te bring. Vandat ek hierdie beginsel getrou begin toepas het, kon ek sien hoe my reis 'n nuwe rigting inslaan. Dit wat voorheen van my gesteel is vervang deur oorvloedige seëninge. Christen, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? 'n Baie moeilike tyd was toe my man siek geword het en by my kom bly het in die huis wat ek gehuur het. Alles het so goed verloop. Dit het gelyk asof alles perfek was, hy was by ons, saam met my en ons seun. Nadat hy vir 'n paar weke herstel het hy gesê ons moet teruggaan na ons huis. Maar toe verander alles skielik. Hy het skielik besluit hy wil huis toe gaan voordat hy heeltemal herstel het, en toe ek hom daar aflaai, het hy vir my gesê dat ons nie saam met hom kon terugkom huis toe nie. Toe herinner die Here my aan die vers uit Spreuke. Die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome, hy lei dit waarheen hy wil. God het my aardse man se hart na my toe gedraai, en toe het God dit weer weggedraai. Daarom kon ek dans en hom loof. My seun en ek het lofmusiek aangesit en gedans van blydskap, want ons het geweet God sou hierdie stryd vir ons wen. Dit moes naby wees, net soos daar in 2 Kronieke staan. Julle hoef nie in hierdie stryd te veg nie. Neem julle plekke in, staan vas en aanskou die verlossing van die Here. Moenie bang of moedeloos wees nie, die Here is met julle. Christen, wat was die keerpunt in jou herstel? Die keerpunt was toe ek 'n werk naby my huis gekry het. Dit was heeltemal onverwags, want my man het my gevra om werk te kry. Ek wou nie, want behalwe dat ek 'n seentjie van net 3 jaar oud gehad het ek deur die Bybelse beginsels in die boek Hoe God jou huwelik kan en sal herstel en in 'n wyse vrou geleer dat 'n vrou tuis behoort te wees om haar man te help, na die huishouding om te sien en vir haar kinders te sorg. Maar God sê ook in sy woord dat ons mans moet eerbiedig en aan hulle onderdanig moet wees. Daarom het ek met my geliefde Here daaroor gepraat, en hy het vir my gesê om hom te vertrou. As hy nie wou hê ek moes werk kry nie, sou ek nie 'n werk kry nie.
As ek wel een sou kry, dan sou dit sy plan wees, nie my man sin of my eie poging om my huwelik te herstel nie. Kristen, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man eenvoudig by die voordeur ingestap? Kristen, het jy vermoed of kon jy aanvoel dat jou herstel naby was? Toe die Here besluit het dit is tyd dat ek gereed was vir herstel, het ek nie net 'n werk gekry in 'n veld waarin ek nooit gedink het ek sou werk nie, maar ook een waarvoor ek opleiding nodig gehad het wat ek nie gehad het nie. Wat dit nog mooier gemaak het, is dat ek baie naby aan my huis werk en dikwels van die huis af kan werk, terwyl 'n tieneroppasser met my seun speel. Omdat ek tuis kon wees, kon ek steeds na my huis omsien en baie van dit wat Erin in die boek Werkers by die huis leer, toepas. Die interessantste van alles is dat die Here dit alles ten goeie gebruik het, net soos daar staan. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy voorneme geroep is. Omdat my werk vereis het dat ek soggens vroeg daar moes wees, het ek met my man gepraat en verduidelik dat ek, indien ek die pos sou aanvaar, weer in ons huis sou moes woon. Ek het dit eenvoudig voor die Here neergelê as my vlies, 'n teken wat ek kon sien. Ek was oortuig dat my man nie sou instem nie, en dat ek die werksaanbod dan kon afwys. Maar in plaas daarvan het hy daarop aangedring dat ek die werk aanvaar en terugtrek huis toe. Die Here het die res gedoen. Ek is nou al byna 2 maande terug by die huis. Soos baie ander herstelgetuienisse ook sê, moet ek erken dat dit nie maklik was nie. Soos in een van die kursusse gesê word, het ek 'n pasgebore baba in my hande. Maar die Here is besig om eers met my te werk, en hy sal die werk wat hy begin het, voltooi. Wat die belangrikste is dat ons weer as 'n gesin saam by die huis is. Kristen, sal jy enige van ons hulpbronne aanbeveel wat jou besonder gehelp het? Ja, ek beveel beslis die boeke hoe God jou huwelik kan herstel en 'n wyse vrou aan, asook die kursusse. Ek is steeds besig om dit deur te werk, ondanks my besige program. Ek het besluit om weer van voor af deur die lesse te gaan, omdat elkeen my manier van dink verander het, en ook hoe ek oor alles in my lewe voel. Ek beveel ook die boek van die oorvloedige lewe van harte aan. Dit het my gehelp om my geliefde Here werklik te leer ken, en sonder hom sou ek nooit kon doen wat ek vandag doen nie. Kristen, ten slotte, watter bemoediging wil jy graag vir ander vroue gee? Moenie moet opgee met jou wonderwerk nie. Maar nog belangriker, raak verlief op die woord van God en op die Here. Hy is vir altyd by jou, en hoe meer jy hom leer ken en liefkry, hoe meer seëninge sal hy by jou lewe voeg.